Goeiemôre, Doxadeo. Ag nee, kom ons doen dit weer. Goeiemôre julle. Môre klas, môre maatjies. So is lekker die reën. Ek is so bly jy was hier, so ek het besef vanmôre. Hulle wat die Here innig liefhet en op koffiediens en by dierdiens is, gaan nie wees. By die kerk. Dis heerlik om saam met jou te kuier vanmôre. Wie hou nie van die reën nie, kan ek gou sien. Lyk my die meeste ouens hou van die reentjie hierso. Toe ons jonger was, as dit so gereën het, dan het ek Antoinette so mooi opgetel en so oor die plassies water gedra, toe ons pas getroud was, aan neergesit. Vandag sê ek vir haar, jump it baby, jump it. Ons is in 'n mini-reeks nou, ons het so bietjie, Brandon het eintlik 3 weke terug, 2 weke terug, toe het Brandon vir ons Sticky God kom doen. As jy het nog nie gehoor het nie, gaan luister daarna, het was baie goed gewees, Sticky God. Toe het Antoinette verlede week vir ons so mini-reeks ingelei oor Psalm 23. En hy's net 2 weke, ek gaan hom vanmôre land. Psalm 23, dis net een van daai fenominale skrifte, nê, Psalm 23. Ek kan verstaan hoe dat baie kinders op skool Psalm 23 kies as 'n resitasie om op te sê. En ek verstaan hoekom so baie mense, alhoewel hulle nie 'n verskriklike insig in die woord het nie, verstaan ek hoe dat hulle 'n redelike insig het op Psalm 23. Want Psalm 23 is 'n fenominale samestelling van God se intensie met my en jou, met die mens. Is 'n ongelooflike samestelling. En die hoofgedagte wat Dawid, die een ding, the one thing, wat hy wil kommunikeer, kry ons in die eerste skrif, in die eerste vers, in die eerste sin. Hy sê, die Here is my herder, ek is oor niks besorg nie. Dis die hoofgedagte wat hy wil tuisbring om te sê, die Here is ons herder. Nou, dis natuurlik 'n wêreld wat Dawid baie goed geken het, is die hele storie, moet ek smile vir daai foto. Hy was self 'n skaapwagter, en Antoinette het verlede week verskriklik mooi gepraat oor die behoeftes van 'n skaap, en wanneer 'n skaap gaan lê, en wanneer hy nie lê nie, en hoekom hy lê. En Dawid het die optrede van 'n skaap baie goed verstaan. Hy het geweet hoe belangrik dit was dat 'n skaap 'n herder sal hê. Dis 'n wêreld wat hy goed geken het. Dis 'n wêreld wat ek nie noodwendig goed ken nie, want ek het nie op die plaas groot geword nie. So as ek sou skryf Psalm 23, sou ek waarskynlik ander woorde gebruik het. Ek sou waarskynlik geskryf het, die Here is my bron, en ek is oor niks besorg nie. Hy is my bron. Die Here is jou bron. En die vraag is, kan jy dit vandag sê, dat die Here is my bron? Die Here is my herder. Ek is oor niks besorg nie. Ek is oor niks bekommerd nie. Ek is oor niks angstig nie. Kan jy regtig vanmôre met oortuiging sê, as jy aan 2026 dink, en waar jy nou is in jou lewensreis, kan jy regtig sê, die Here is my herder, die Here is my bron, en ek is regtig oor niks besorg nie. Nou, die feit is, ek is nie altyd seker of ons dit met oortuiging kan sê nie. En ek dink een van die redes waarom ons dit nie met oortuiging kan sê, dat die Here is my bron, die Here is my herder, ek is oor niks besorg nie, een van die redes is waarskynlik omdat ons nie altyd die vermoë het, die kapasiteit het om God regtig te ken en te sien en te verstaan en te weet hoe groot hierdie God is en hoe hy regtig oor my voel en hoe hy oor my dink en wie ek in hom is en hy in my is. Ons denke om ons ware identiteit in hom te sien en te verstaan wie hierdie groot God is baie keer so beperkend. Ons sukkel om hom te sien as die bron, as die herder van ons lewe. So rukkie terug het ek in die FSA gepreek en
Ek het toe nou hierdie ding in Afrikaans gekry en toe vertaal ek hom, maar toe kry ek nie weer die Afrikaans in nie, so ek gaan nou vir julle in Engels lees. Hy sê, is 'n sekere meneer Hatting wat dit skryf, dan skryf hy oor die skepping. Dan sê hy hierdie woorde, so verskoon nou maar die Engels. Hy sê, the earth is the third planet of 9 that rotates around the sun in elliptical orbit, forming part of our solar system. Mercury is the planet closest to the sun. On average, 58 million kilometer from the sun. 58 miljoen kilometer ver weg. Pluto is the planet farthest from our solar system, more or less 5,900 million kilometer away. The sun is but one of billion stars in the Milky Way galaxy, which in turn is one of million galaxies in the universe. It is estimated that the Milky Way has between 100 and 400,000 million stars. On a clear evening, we can only see a few thousand with the naked eye. Light years are used to measure distance in space. The speed of light is 300,000 kilometers per second. The Earth is about 30,000 light years from the Milky Way center point. This distance is rather small when considering the cross-section of the universe is placed at more or less 2 million light years. Wil hierdie is so oorweldigend, nee, as verby, ek kan net nie, maar nou besef hierdie ou, nou sê hy, let me try to explain this in more understandable terms. Say we could reduce the diameter of the Earth, that is 12,756 kilometer, to a mere 3 millimeter. Aarde word nou klein, net 3 millimeter. Ons maak hom kleiner. The moon will have a diameter of 8 millimeter, 90 millimeter far from the Earth. The planet Mercury will be 13 meter, and the sun 35 meter far away from Earth. Pluto's distance from the sun will be somewhere in the vicinity of 4 kilometers, and the closest star 9,500 kilometers. Using this reduced scale model, the size of the galaxy still has to be measured in hundreds of millions of kilometers. Wel, ons hierdie is so oorweldigend, maar luister net gou na my. God hou alles in die palm van sy hand. En hy sê, hy is my herder. Hy is jou herder. Hy is my bron. Hy is jou bron. Mense, waarvan praat ons hier vanmôre van? Dit is so belangrik dat ons verstaan, ons praat nie vanmôre van 'n godsdienstige oefeningkie wat ons gou-gou afhandel vanmôre nie. Ons is hier by mekaar, ons sing 'n bietjie, sing 'n liedjie, preek 'n bietjie, gooi 'n tikkie, jy weet, en dan gaan ons huis toe nie. Ons is deel van die skepper, van die univers. Ons het die voorreg om deel te wees van sy familie. Dink 'n bietjie oor hierdie ding. God sê hy is 'n bron in homself. Hy is 'n onuitputbare bron. God kan nie uitgeput word nie. God kan nie uit die dees uithardloop nie. Hy het nie behoefte aan enigiets nie. Niks kan by God gevoeg word nie. Niks kan weg van hom afgeneem word nie. Hy's 'n bron in homself. Vir hom, deur hom, tot hom is alle dinge. Hy is konstant, hy's onveranderlik. Hy kan nie meer word nie, hy kan nie minder word nie. Niks kan bygevoeg word nie, niks kan weggeneem word nie. Hy's gister, vandag en tot in alle ewigheid is hy God. En dit was 'n goeie plek om amen te sê. Ek vra dit nooit nie, maar dit is dalk 'n goeie plek. Hy's God. Nou, sien ons vir Dawid, hy het nie eens hierdie insig gehad nie. Hy het net een ding geweet, hy het geweet, God is met my.
Die Here is my herder, hy is met my, hy is my bron. Nou, dit word vermoed dat Dawid Psalm 23 geskryf het in 'n baie uitdagende tyd in sy lewe. Jy kan gaan lees van dit die vermoede is Dawid het dit hier aan die einde van sy lewe geskryf, waar hy deur 'n geweldige krisis gewerk het. Skryf op Psalm 23 en as jy 'n nota wil maak, 2 Samuel 15. Jy kan by die huis lekker om gaan lees, die storie van Dawid, die skryf van Psalm 23. Ons lees van alles wat gebeur het in sy lewe by 2 Samuel 15, waar die ouens vermoed, dis die plek waar hy Psalm 23 skryf. Nou, hier aan die einde van Dawid se lewe, gaan hy deur 'n geweldige krisis. Absalom, sy seun, draai teen hom. Nou, Dawid het sy seun lief, vir Absalom lief, hy wil vir hom ruimte maak, hy wil vir hom 'n spasie gee, en Dawid gee vir hom die geleentheid om sekere regsprake, uitspraak te doen op sekere regsake. Maar nie net dit nie, enige geding, enige iets wat die volk na hom toe mee kom, het Absalom die geleentheid om uitspraak te gee oor die sake wat die volk na hom toe sal bring. En Absalom begin oor tyd die harte van die volk wen. Want hy gee goeie uitspraak, positiewe uitspraak. En mense begin te sê, hoor hier, daar's die ou wat vir ons regtig omgee is Absalom. Absalom is ons man, hy is die een wat regtig in ons belang stel, hy gee vir ons om, en daar gebeur iets in Absalom se hart. Dit begin in sy hart opkom, om homself teenoor Dawid te posisioneer. Die ding van mag gryp sy hart, en hy sien, hoorie maar, mense begin van my te hou, en ek begin guns kry by mense, en het staan al hoe meer in sy hart op, om hom te posisioneer teen Dawid. Die nuus kom by Dawid uit, wat Absalom besig is om te doen. Jou seun is besig om die volk agter hom in te wig. Hy's besig om baie intentioneel 'n spel te speel, waar hy jou uitrangeer en homself posisioneer as 'n nuwe koning. Dawid kry die informasie en hy roep al sy generaals bymekaar. Nou hierdie ouens is gesoute manne wat hulle verstaan oorlog, hulle weet oorlog werk. En nou het hy sy generaals en sy raadgewers in die raadsaal bymekaar en hy begin met hulle te praat en hy vra vir sy raadgewers, manne, wat dink julle moet ek doen? Hier's my seun, hy kom in oppositie teen my, hy's besig om die volk agter hom in te wig. Hier's 'n split in die lojaliteit van die volk, wat staan ons te doen? En dan sê Dawid aan die einde van hierdie gesprek en beraadslaging, en sê Dawid, manne, is tyd vir my om te vlug. Is tyd dat ons sal vlug. As die Here vir Absalom koning wil maak, dan is dit nou tyd vir ons om te vlug. Nou Dawid was 'n besondere mens gewees, nee, jy weet op die ouderdom van 8, toe word hy die eerste keer gesalf as koning, tot koning. As profeet dat kom, salf hom, sê die Here, sê jy is die volgende koning. Jy is die een wat volgende heerskappy gaan voer. En dan sien ons so dat Dawid terug is, gaan pas hy die skape op. Die groot profeet Samuel het hom nou net kom salf. Dan is hy terug, pas die skape op, wag het God sy belofte waarmaak. En ons sien hoe dat Dawid van tyd tot tyd genooi word om met sy harp te gaan musiek maak in die paleis van die koning, vir die koning self, wat op daai stadium deur gesondheidsissues gewerk het. En nooit ooit het Dawid ooit probeer om sy hand in sy eie krag aan die troon te slaan nie. Dit is 'n wonderlike storie hierdie, is 'n storie van as God oor jou lewe kom praat het, dan kan jy hom vertrou dat hy getrou sal wees in wat hy sê oor jou lewe. Ons hoef nie te forceer nie, ons hoef nie dit te maak werk nie. God sal op sy manier goed laat gebeur. Ja, daar is sekere keer goed wat ons in geloof moet doen en geloof moet optree, maar wanneer die Here iets gesê het, kan ons hom vertrou dat hy 'n waarmaker sal wees van sy woord. OK. Dawid, hy's nou koning, nou beleef hy hoe dat sy seun Absalom in oppositie kom met Dawid. Net hierdie ding. Daar sê. En 'n wonderlike storie. Daar's selfs 'n man wat op 'n stadium vir Dawid en sy manne vervloek.
Nou ek wil net vir jou sê, jy moet seker wees in jou saak as jy vir Dawid en sy manne vervloek, want hulle is manne wat oorlog verstaan geken het. Stel ons wat na ons gevat het nie, en Dawid se manne wil hierdie ou gou gaan uitsorteer en reg sien, en Dawid sê, nee, los hom. Weet jy wat, los hom, as dit in God se hand is, dan laat dit maar so wees, los hom net, ons sal sien. En dan sien ons hoe dat Dawid sy manne weer by mekaar trek. Hierdie generaals, gesoute manne wat oorlog betref, en hy sê vir hulle, manne goed, ons het nou gevlug, en nou het ons nodig om te bepaal en te strategie in plek te sit, hoe gaan ons onsself verdedig, wanneer die aanval gaan kom. En dan sien jy in die ander raadsaal, is Absalom en sy manne besig, om ook strategiese gesprekke te hê, oor hoe hulle gaan aanval, en wat gaan die strategie wees as hulle aanval. En dan hoor Dawid en sy manne dat die aanval word geloods, en net voordat Dawid se generaals uitgaan, roep hy hulle nader en sê, kom net hier, ek het 'n laaste woord vir julle. En terwyl hulle voor hom staan, kyk hy na hulle en hy sê, manne, saggies met die jong man. Saggies met die jong man. Weet, dis my seun, en is nou ons vyand, maar saggies met hom, so ver as wat julle kan. En daar's 'n geweldige oorlog. 20.000 Israeliete sterf daardie dag. Uiteindelik begin Dawid en sy manskappe die oorhand te kry, en toe oorwinning duidelik is, toe keer Dawid terug na Jerusalem toe, en hy kom in Jerusalem aan, en hy kry die nuus van sy seun Absalom, wat dood is. En is met hierdie agtergrond, wat ons nou na Psalm 23 gaan luister. Die Here is my herder, 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel en lei my in die spore van geregtigheid, om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly, in lente van dae. Nou, dis 'n fenominale stuk, en is Dawid wat in hierdie omstandighede, waar hy vlug vir sy lewe, met die gedagte dat sy eie seun wil hom om die lewe bring, hulle soek my bloed, hulle wil my doodmaak, met dit in gedagte begin Dawid te skryf, die Here is my herder, ek sal niks kort kom nie. Ek sal niks vrees nie. Hy is my herder. Hy is die een wat vir my voorsien. Ek kom niks kort nie, want God is my herder. En ons sien ook hoe dat die Here in hierdie tyd vir Dawid regtig voorsien het. Ek wonder of jy al gelees het 2 Samuel 17. Kom ons lees gou-gou, hy is op die skerm. Nou sit Dawid en sy manne, hulle sit in die woestyn, besig om weg te kruip. En kom ons lees net hierdie, net hoe Dawid in Mahanaim aankom, bring so beheer, en allerlei name, beddegoed, en skottels, en erdegoed, en koring, en gars, en meel, en gebraaide koring, en bone, en lensies, ook gebraai, en heuning, en dikmelk, en kleinvee, en kaas van beesmelk na Dawid om te eet, na die mense wat by hom was, want hulle het gesê, die mense het honger, en is moeg, en het dors geword, in die woestyn. Hier lees ons van mense wat nie eers Israeliete is, die vreemde volkere in die omgewing om Dawid hulle, en hulle hoor Dawid kruip in die woestyn weg, en hulle sê, kom ons vat vir hulle wat hulle nodig het. Kom ons voorsien in hulle behoeftes, kom ons vat dit. En kan jy net dink, hier's Dawid en hy sit in die woestyn, en sy manskappe kom na hom toe, en hulle sê vir hom, Dawid, wat gaan ons eet? Die rantsoene raak 'n bietjie min, dit raak laag. Wat gaan met ons gebeur? Dawid, wat gaan gebeur? Dan sê hy, ek weet nie. Al wat ek weet is, die Here berei 'n tafel vir my
voor teenoor my teenstanders. Hy sê, ek weet, God is my bron, hy gaan voorsien. Ek weet nie hoe dit gaan wees nie, maar ek weet die Here gaan voorsien. En ek wonder of ek vanmôre, as ek vir jou sou vra, daai stories in jou lewe van God wat voorsien het, elkeen van ons, meeste van ons het so 'n storie van die Here het voorsien. Jy weet dat jy weet, dit was nie hoe jy gedink het God gaan voorsien nie, maar God het voorsien op 'n manier wat jou verras het. Is dit nie waar nie? Nie al in jou lewe gebeur nie, Here voorsien. En in my eie lewe kan ek jou vertel van stories wat die Here voorsien het. Ek het al vertel van die tyd toe ons regtig letterlik in geloof geskuif het na 'n nuwe gemeente toe wat ons nie kon bekostig het nie. En daar was 'n dag in ons lewe wat ons glad nie kos in die huis gehad het nie. En in daardie dag daag iemand op met 'n pakkie met kos wat vir ons kon voorsien het sonder dat hulle enigiets daarvan geweet het. Ek kan jou van dit vertel en ek kan vir jou vertel hoe dat die Here my gehelp het om my eiendom aan mekaar te sit, 'n transaksie te doen waar ons ver oor 1 miljoen minder betaal het as dit moet. Hy voorsien op verskillende maniere. Een van die wonderlike stories wat ek jou dalk kan vertel, is ons plant 'n gemeente in Randburg. Ons glo die Here lei ons om 'n gemeente te plant. Kort en nie lank is, ons het eers begin agter in ouens se yard, in 'n skooltjie wat hulle gehad het, daarna na 'n kleuterskool toe geskuif, bietjie meer gegroei. En nou het ons genoeg mense om 'n begroting bymekaar te stel en om 'n plek te huur. En in Randburg is dit duur. Die plekke is net duur om te huur, maar nou het ons 'n begroting. Ons het nooit 'n begroting gehad nie, maar ons het nou mense en ons het 'n begroting. En nou begin ons plekke te soek. En elke liewe plek wat ons na toe gaan, sê hulle, sorry, kerk en besigheid gaan nie saamwerk nie. En dan is daar soneringissue en ek weet nie wat alles nie. En na weke en maande verbygegaan wat ons nie 'n plek kon kry nie terwyl ons nou skielik 'n begroting gehad het. En ons sit in Londen, ek en Antoinette, ons het 'n besoek gedoen by ons Londen kampus, en terwyl ons daar sit, kom een van die vennote na ons toe, en die vennoot sê vir my hierdie woorde, die Here gee vir jou 'n gebou wat leeg staan gereed om te gebruik. Nou is ons terug in Johannesburg, en ons is weer in Randburg, en ek dink te oor wat hierdie woord wat ons gekry het, gebou wat leeg staan gereed om te gebruik, en ek besef, okay, of ek gaan dit glo of ek gaan dit nie glo nie, nou begin ek geboue te soek. En ek kyk vir geboue in Randburg, en ek ry by 'n gebou verby wat groot aan die 3de verdieping is, daar so 'n banner wat sê te huur. Nou bel ek hulle, die nommer wat daar is, ek kom by die persoon uit, en ek sê, jong, ons is van Doxadeyo en so aan, en kan ons die plek by julle huur? En ek het al klaar verwag dat hy gaan sê nee, want kerk en besigheid, en hy sê ja, hy dink ons kan dit definitief by hom huur, en ek is so verras, ek sê, sal dit vir ons werk ooit vir 'n kerk? Hy sê, wel, ons moet maar kom kyk. Nou ry ek om na die plek toe te gaan op met die huisbak tot op die 3de vloer. Toe sit 'n gebou wat deur 'n vorige kerk gebruik was, wat leeg staan, wat nie, hulle papierwerk was nie in plek nie, hulle was onwettig gewees en hulle moes uittrek, en die Here gee vir ons 'n gebou wat leeg staan, gereed om te gebruik. En ek wil vandag vir jou sê, as jy in 2026 dink, ek wil vir jou vra, waarvoor vertrou jy die Here? God het 'n manier om te voorsien wat ons verras is op, wat ons verras gaan word deur, en elkeen van ons het 'n storie om te vertel van God se voorsiening. En Dawid kom dan sê, Here, U voorsien nie net fisies nie. Hy sê, U voorsien ook emosioneel. U maak seker dat dit ook met my emosioneel gaan na waters waar rus is. Lei U my heen, in 2026 is dalk 'n jaar wat ek en jy nodig gaan hê om gereeld te kom by plekke van rus waar jou siel verkoop sal word, waar jy emosioneel sal herlaai en sal herstel, waar jy bewus sal wees, die Here voorsien vir my nie net fisies nie, maar ook emosioneel. Is hy daar vir my, by my, en dis wat Dawid bid, dis wat hy sê, dis wat hy uitroep. Die Here voorsien vir my. En dan gaan hy verder en dan sê hy, hoorie, maar behalwe dat die Here vir my voorsien, erken ek ook dat die Here beskerm my. Hy sê, al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie. Dawid erken, hulle soek my lewe, hulle wil my doodmaak, maar ek erken God is die een wat my beskerm. Hy's daar, al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie. En dan gaan hy verder en sê, nie alleenlik dit, dat die Here my beskerm en dat hy voorsien in my lewe nie. Hy sê, ek raak ook bewus dat God is die een wat sy guns op my lewe kom sit het. Hy sê, goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe.
Nou daai woordjie volg is nie lekker vertaal nie in die Hebreëse oorspronklike vertaling is dit eintlik die woord agtervolg. Hy sê goedheid en guns sal my eintlik agtervolg. Ek wil net gou vir jou vra, jy weet as 'n Doberman of 'n Rottweiler, as hy jou volg, is dit oké. Maar as hy jou agtervolg, jy moeilikheid. Hy gaan jou iewerste inhaal. En dis wat Dawid kom, hy sê, weet jy, as ek hierdie kant toe gaan, dan agtervolg goedheid my, en as ek die kant toe gaan, agtervolg guns my, iewerste haal het my net in. En dis my gebed vir jou, dat jy Psalm 23 en 20:26 sal beleef, dat wanneer jy links gaan, is daar goedheid, wanneer jy regs gaan, is daar guns. Mag jy dit beleef, mag jy God se beskerming beleef, mag jy God se seën beleef, mag jy God se voorsiening beleef in hierdie nuwe jaar. En dan vanmôre as ons hom lekker kan prakties afsluit, hoe word ek en jy 'n Psalm 23 mens? 4 punte vanmôre vinnig, hoe ek en jy 'n Psalm 23 mens word. Wel, eerstens, ek wil vir jou sê, die enigste manier wat jy 'n Psalm 23 mens sal word, is dit begin by 'n bekering. Jy moet jou hart en jou lewe vir die Here gee. Dit gaan oor 'n wedergeboorte. Jy gaan nooit Psalm 23 mens beleef, tensy jy nie op 'n plek kom, waar jy jou hart, waar jy jou lewe vir die Here gee, en sê, Here, ek leef vanuit U, U is my bron, U is my hoop, U is my redder, U het vir my gesterf, ek vind my identiteit in U, ek vind my roeping in U, ek vind my lewe in U, U is my God. Tweede ding wat moet gebeur is, ons gedagtes moet verander. As jy regtig soos Dawid wil leef vanuit 'n bewustheid van 'n Psalm 23 ervaring, het ons nodig om met ons denke ook te werk. Ons kapasiteit, ons vermoë om te verstaan wie God is, hoe God oor my voel, hoe God oor my dink, wie ek in hom is en hy in my is en my identiteit in hom is. Dis hoekom Romeine 12 vers 2 so 'n belangrike skrifgedeelte is, wanneer hy sê, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe, dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is. Hy sê, laat God jou denke verander. As God jou denke verander, gaan jy verstaan wat die wil van God vir jou lewe is. Wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Oor en oor is dit die gedagte van die Bybel. Laat toe dat God jou help om ook met jou denke te werk en jou denke te vernuwe. Dit is so belangrik dat ons op 'n plek sal kom waar ons regtig 'n deurbraak sal beleef en hoe ons die Here beleef en sien en ervaar en werk in ons lewe. En baie keer is dit as 'n gevolg van die feit dat ons beperking het in ons denke. Mag Here ons regtig help, dat ons denke sal vernuwe, dat ons hom sal innooi in ons lewe as die Psalm 23 God van ons lewe. En as ons met ons denke gewerk het, mag ons ook met ons emosies werk, want soveel keer loop ons met emosies. Emosies wat so beheer neem oor ons lewe, wat so beheer vat, dat ons sukkel om deurbrake te hê in my verhouding met die Here en my bewustheid van wat God in my lewe en deur my lewe wil doen, want hierdie emosiekant van my het so sterk geword. En dis hoekom ek sê, dit begin eers by jou denke, want ons denke bepaal wat in ons emosies gaan gebeur. Ek bedoel, ek en jy het nie 'n switch wat ons aanflip en afsit nie, nee, dan is ons hartseer en dan is ons bly en ons denke het 'n outomatiese effek op ons liggaam, op ons emosies. Kom ons doen gou 'n lekker oefeningkie met dit. Net gou jou oë sluit net oor die krag van denke. Hou net jou oë vir 'n oomblik toe. Ek wil hê jy moet saam met my op 'n verbeeldingsreis gou gaan. So ons kuier op 'n plaas en op hierdie plaas is daar 'n groot suurlemoenboord. En nou stap jy na die suurlemoenboord toe, dit het so liggies gereën, so jy ruik die reën in die lug en jy ruik die vars grond, maar soos wat jy nader stap aan die suurlemoenboord, kry jy die geur van suurlemoene. En jy strek jou hand uit na een van hierdie suurlemoene en jy vat hom en jy pluk hom af, en toe jy hom so afpluk, versprei die reuk van suurlemoen nog meer. En jy haal uit jou sak uit so lekker knipmes en jy sny daai suurlemoenmiddel deur en die reuk van suurlemoen word al hoe sterker. En jy draai daai suurlemoen so op sy sy en jy slaan jou tande in hom en jy byt hom. Kyk maar weer vir my. Wie voel hom hier? Voel jy hom hier? Hy is hier so, jy proe daai suurlemoen.
Wat het gebeur? Ons denke het 'n effek gehad op ons fisiese liggaam, ons denke het effek op ons emosionele liggaam, emosies, en daarom sê die Bybel, werk gedurig deur met jou denke, sodat jy in jou denke deurbrake sal hê om te verstaan wat die wil van God is, sodat jy nie op 'n plek sal kom waar die emosies so sterk raak in jou lewe, dat emosies heerskappy voer, en nie God se stem heerskappy voer in jou lewe nie. En die laaste ding, die worship team kan vorentoe kom. Hoe word ek 'n Psalm 23 mens? Wel, ek leef God se droom vir my lewe.